Ons gaan vandag 'n bietjie stil staan by die vrug van die Gees. Ek wil saam met jou lees uit Galasiërs 5 van vers 13 tot vers 26, maar uit die Nuwe Lewende Vertaling. Paulus skryf: Julle is inderdaad geroep om in vryheid te leef. Moet net nie die vryheid misbruik om sondige begeertes te bevredig nie, maar gebruik dit om mekaar met liefde te dien. Die hele wet is saamgevat in een opdrag: jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Dan praat Paulus oor die verkeerde leefstyl, die leefstyl volgens ons sondige geaardheid. Hy sê: laat julle leefstyl eerder deur die Gees bepaal word. Dan sal julle glad nie aan die begeertes van julle sondige geaardheid toegee nie. 'n Mens se sondige geaardheid, of die vlees of die ou mens, wil dinge doen wat teen die Gees is. En die Gees wil dinge doen wat teen die sondige geaardheid is, want hulle is mekaar se vyande. Of daar staan, hulle is lynreg teenoor mekaar. Julle kan dus nie sommer maar net alles doen wat julle wil nie, maar as julle deur die Gees gelei word, is die wet nie meer julle baas nie. En dan noem hy van hierdie dinge. Hy sê die dinge wat ons sondige geaardheid ons laat doen, is bekend. Dis eintlik voor die hand liggend, sê hy. Ek herhaal my vroeëre waarskuwing oor hierdie dinge, sê Paulus. Wie sulke dinge doen, sal nie as erfgenaam deel hê aan God se koningsheerskappy nie. Letterlik staan daar, soos in die ou vertaling, hulle sal nie die koninkryk van God beerf nie. En dan skryf hy in vers 22, maar, en hierdie is 'n goeie maar, die vrug wat die Gees voortbring is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Teen sulke dinge is daar nie 'n wet nie. En die wat aan Christus Jesus behoort, het die hartstogte en die begeertes van hulle sondige geaardheid gekruisig. Ons lewe deur die Gees. Daarom moet die Gees ook ons leefstyl bepaal. Of daar staan letterlik, daarom moet ons deur die Gees wandel. Paulus skryf hier in die gedeelte wat ons gelees het, as ons kies dat die Gees ons leefstyl, ons gedrag bepaal, dan sal die Gees vir ons vrug laat voortbring. Soos ons gelees het in vers 22 en 23, hierdie vrug wat die Gees voortbring, is hierdie goeie karaktereienskappe. Hier is dit nou nie 'n lysie van dade of gedrag nie, maar eerder van karakter. Liefde, die agape waarvan die Bybel ons leer, blydskap of vreugde, vrede en geduld, vriendelikheid, goedheid, wat ook vertaal kan word met goedhartigheid of deernis, en getrouheid wat op ons geloof dui, en dan ook sagmoedigheid of nederigheid en selfbeheersing. Dit is die werk van die Heilige Gees in ons. Hierdie vrug word deur die Heilige Gees geproduseer. In 2 Korintiërs 3 vers 18 staan daar: die heerlikheid wat van ons uitstraal neem steeds toe. Dit doen die Here wat die Gees is. En dan 'n laaste vers. In Johannes 15 vers 5 het Jesus gesê, hy is die wingerdstok en ons is die lote. Dan sê hy verder, wie in my bly en ek in hom, dra baie vrugte, want sonder my kan julle niks doen nie. Jy is vry, jy het 'n verantwoordelikheid en die Gees sal die vrug in jou produseer. Kom ons vra die Here om ons ook hiermee te help. Here, baie dankie dat ons vandag kon lees, as ons aan U behoort, is dit die werk wat U in ons doen. Dankie dat U ons vry gemaak het. Dankie dat U ons mooi wys op ons verantwoordelikheid, maar ons ook daarmee help, dat U Gees ons lei. Help ons om gehoorsaam te wees, om te luister. En dankie dat die woord sê, U laat dan die vrug in ons groei. Help ons om meer te leef in liefde, vreugde, vriendelikheid, goedhartigheid, vrede, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Dankie dat U ons hiermee wil help. Amen.